gesien, like met die winter het ons bekryp. En ons is hierso, maar ons hanteer het. Het moet kom wat ek kan gaan, en is dit nie so nie. Ja. Ek is bly vir elkeen van julle wat hier is dat jy is vir die Here kan wees en sy naam groot te maak. Terwyl jy so sit, kom ons sluit dit ons oor. Vader, wat 'n voorreg is dit vanmôre, Here, om U te kan ken. Wat 'n voorreg om U naam groot te maak en U te kan eer, Here, as die liefde van my siel vanmôre. Ek wil aanbid vanmôre want U is die koning van my hart, Here. U is vanmôre die liefde van ons lewe, Here. U is vanmôre die stoel waar ons lewe draai. And we just want to worship you. We just want to praise your mighty name. Because you are so awesome, so awesome, God. We just want to glorify your name, Lord. And we want to ask you, Lord, that you will just come into this place and just touch people, just touch people's hearts in the mighty name of Jesus. Here, dat elkeen wat vanmôre hier gekom het, siel, gees en liggaam, vanmôre aangeraak sal word in Jesus naam. Want U is groot en U is kosbaar. Ons dien 'n groot God. Ons dien 'n onveranderlike God vanmôre. En ons wil vanmôre U naam groot maak. Here, mag ons lof offer. En ons aanbidding vanmôre wel die kindergeer voor U aangesig wees, Here. Mag dit vanmôre vir U goed wees, Here, om te hoor wat ons vanmôre vir U wil bring. En ons eer U daarvoor. Ek woord, Here, as ek maar by, dit is my, soos my Here my geef, dat ek sal oordra vanmôre. En elkeen wat hier sit vanmôre, dat dit deel van hulle lewe sal maak en later sal herinner. Ek vra in die kosbare naam van Jesus en dankie daarvoor. Amen en amen. Ons gaan weer wat vanoggend sal offer aan as 'n diens by die sin van die eerste woord. Kom ons staan, as sing ons lekker saam. It's
You unravel me with a melody. You surround me with song of deliverance for my enemy. So my days are gone. And I'm no longer still you. I am child of God. I'm no longer still you. I am child of God. For my mother's womb, you have chosen me. The Lord is through my way. I've been born again
Stick your arm so overlaid. Mag is zo met die kinderen zwoeren en passen kunnen want zo doen we de krijgen. Het is een deel van God. En we willen van God. En als hij weer saved by His grace, filled with His Spirit, praising God. I'm here to obey, Lord. I call on my name as I worship in spirit and truth. Washed in His blood, saved by His grace, filled with His Spirit, praising God. Who I'm here to obey, Lord. I fall on my knees as I worship in spirit and saved by His grace, filled with His Spirit, praising God. Oh, I'm here to obey, Lord. I fall on my knees as I worship in spirit and truth. Washed in His blood, saved by His grace, filled with His Spirit, praising God. Here to obey, Lord. I fall on my knees as I worship in spirit and truth. I'm washed in His blood,
Die woord is die waarheid. Die woord is skerper as 'n tweesnydende swaard. Die woord is wat ons lewend hou, Here. En ek wil vanmôre bid, Here, dat die woord in elkeen se hart geseën sal wees. Dat dit wat op my hart gesit het, Here, dat ek dit vanmôre sal spreek, woorde uit die hartkamers van God uit. Ek vra vanmôre, Here, vir ontvanklike harte. Ek vra dat elke gedagte gevange sal neem, Here, tot gehoorsaamheid aan die Gees. En aan U kom toe die lof en die eer en die aanbidding van ons hart, en ons dankie daarvoor. Amen en amen. Baie dankie ons musikante. Wat 'n awesome tyd in die Here. There's nothing like the presence of God. Die wat die Bybel gebring het, kan dit belaai na Hebreërs, die 12de hoofstuk, die 24ste vers. Ek gaan met die praat vanmôre oor the proclamation of the blood. Hebreërs 12 vers 24. You've come to Jesus, who presents us with a new covenant, a fresh charter from God. He is the mediator of the covenant. The death of Jesus, unlike Abel's, who's been a homicide, Jesus' blood cries out and become a proclamation of grace. Tot sover mag die Here sy woord in ons harte seën. I thank God for the blood of Jesus.
I believe that we will never be able, while we are on earth, to comprehend the fullness of the blood of Jesus Christ. I think our minds are too small just to understand what the blood of Jesus really means to us. But I still believe that there is still power in the blood. I believe the blood has never lost its power and is still available for the church as a weapon. Die Bybel leer ons dat Jesus ingegaan het in die allerheiligdomme in en gaan versoening doen het vir ons sondes. Die Bybel sê vir homself en vir ons, want hy het sonde geword aan die kruis. Hebreërs 9 vers 11 sê, maar Christus, wat opgetree het as hoëpriester van die toekomstige weldade, het deur die groter en volmaakter tabernakel, wat nie met hande gemaak is nie, dit wil sê, wat nie aan hierdie skepping behoort nie, ook nie, sê net vir iemand naby jou, ook nie, met die bloed van bokke en kalvers nie, maar met sy eie bloed eenmaal ingegaan, in die heiligdom en 'n ewige verlossing teweeggebring. In die Ou Testamentiese bedeling was dit so gewees volgens die wet van God, dat hy, die hoëpriester, 1 keer 'n jaar moes hy met die bloed van bokke en kalvers moes hy ingaan in die allerheiligdomme van God in. En hy moes hierdie bloed dan besprinkel op die versoendeksel. Maar daardie bloed wat hy besprinkel het, het droog geword op daai versoendeksel. En na 'n jaar dan moes hulle maar net weer dieselfde ritueel deurgaan. Because there were no life in that blood. No everlasting life was in that blood. Maar wanneer ons kyk vanmôre, kerk van die Here, na die bloed van Jesus Christus, is dit nie maar nog net bloed wat op die heuwel van Golgotha geval het, en die stof op Golgotha se heuwel gedrup het, en daar gesterf het nie. Daar droog geword het, en daar gesterf het nie. Maar net soos wat Jesus Christus lewe aan die regterhand van die Vader vanmôre, net soos wat hy opgestaan het uit die graf uit en triomfeer oor elke helse magte, is dit vanmôre so, kerk van die Here, dat die bloed van Jesus ook lewe vanmôre in die allerheiligdomme van God. Die bloed van Jesus, waar hy deurgegaan het deur die hemelse tabernakel, sê die Bybel, is hy gaan versoening doen het met sy eie bloed voor die troon van God. Is dit nog steeds daar die bloed vanmôre wat 'n stem het? En vanaf uit die troonkamers van God uit die troonkamer van die hemel, van die hemel, roep die bloed van Jesus vanmôre en praat die bloed van Jesus vanmôre met my en met jou. Maar wat die skrif vir my so ontsaglik groot maak, is in ons geleesde gedeelte vanmôre. Hy sê, the blood of Jesus became a proclamation of grace. Jy sien, daar's 'n verskil om te praat. Daar's 'n verskil om iets te sê. En is heeltemal iets anders om 'n proklamasie te maak. Jy sien, 'n proklamasie volgens die Woordeboek beteken 'n standpunt wat ingeneem word. Wanneer jy gaan kyk in die Woordeboek en jy kyk wat dit beteken 'n proklamasie, dan sê hy, someone is taking a stand by saying something.
Met ander woorde, dis nie sommer net 'n gesprek wat plaasvind nie. Die bloed van Jesus maak nie vanmôre chit-chat met my en jou en maak nie praatjies met ons nie. Die Bybel sê it's a proclamation, and the proclamation it's making is a proclamation of grace. The blood of Abel cried out vengeance and revenge. But the blood of Jesus proclaims grace and mercy. The Passion Translation reads the following. I said, we have come to Jesus who established a new covenant with his blood, sprinkled on the mercy seat, blood that are continuously speaking from heaven. Passion Translation. Continuously speaking from heaven. Met ander woorde, kerk van die Here, ek en jy moet besef vanmôre dat dit wat 2000 jaar terug gebeur het op die heuwel van Golgotha, toe Jesus gesterf het aan die kruis van Golgotha, selfs nadat hy opgestaan het, opgevaar hemel toe, is dit nie waar dit geëindig het nie. Maar die bloed van Jesus maak 'n proklamasie elke oomblik van die dag vanuit die hemel troonkamer vir jou en vir my. And now our verse explains something miraculous. I said the death of Jesus and the blood of Jesus became this proclamation of grace. Ek weet ons het die gees van die Here in ons wat met ons praat. Die gees van God bly binne in my. Hy praat met my elke dag. Maar jy sien die bloed van Jesus praat vanuit die troonkamer van God uit. Hy proklameer vanmôre dinge wat ek en jy vanmôre moet hoor en dinge wat ek en jy moet verstaan. The proclamation, a message of grace. Dis jammer partykeer dat ons mensdom so maklik kan oordeel. Vingers wys. My pa het altyd sê, pas op jy as 'n vinger wys, daar wys 3 terug na jou toe. Jy sien, ons kan baie maklik iemand oordeel of selfs veroordeel. Veral wanneer dit kom by mense se verledes, kan ons so maklik goed gaan uithaal en gaan uitkrap. Maar het jy geweet dat die Bybel sê vanmôre vir ons, hy sê hy vat my sonde en hy gooi dit in die diepste van die see en hy dink nooit weer daaraan nie. Ag kom man, as daar iemand wat vanmôre hoor. Besef jy vanmôre, kind van die Here, dat dit wat jy gedoen het, maak nie saak hoe erg dit vanmôre was nie, maak nie saak in jou verlede wat jy gedoen het nie. Die Bybel sê vanmôre, die oomblik wanneer ek my knieë voor God buig en my sonde bely, God is getrou en regverdig om my van alle sonde te vergewe en van alle ongeregtigheid te reinig, en hy gooi dit in die diepste van die see en hy dink nooit weer daaraan nie. Ek wil vir iemand in hierdie plek sê vanmôre, hou op om jouself so te kapittel. Vir iemand in die plek sê, man, jy slaan jouself so. Jy blameer jouself so. Elke keer as iets in jou lewe gebeur en sê, ja, dis seker maar oor dit wat ek gedoen het. Maar God sê vanmôre, hou op daaraan dink, want hy dink nie daaraan nie. Jy sien die eerste proklamasie wat God se bloed vanmôre vir jou en vir my maak, is vrede en blydskap. The proclamation of Jesus speaks of grace, and grace speaks of forgiveness of our sins. When Jesus was on the cross, his blood spattered on the ground. But even then, by his own voice, his blood cried out, Lord, forgive them.
because they don't know what they do. Jy sien, terwyl aan die kruis van Golgotha hang, en sy bloed drup, roep sy bloed na die Vader, en hy sê, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hy draai na die man langs hom toe, en hy sê, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Ag, wat vir my altyd so interessant is, ek het dit al baie gesê, hierdie ou aan die kruis, maar hy het niks gedoen volgens ons voorskrifte nie. Come on. Ons het soveel voorskrifte in die kerk, jy moet so maak, daai reëls en regulasies, is dit nie so nie. As jy nie daarby inval nie, kan jy dit nie, kan nie bedien nie, jy kan nie, ag, asseblief. Die Bybel sê, toe hierdie man sê, ag Here, dink aan my. Toe roep sy bloed uit na hierdie man langs hom. You forgiven. You be washed in the blood of the Lamb. Ek wil vanmôre vir jou sê, kerk van die Here, die bloed van Jesus proklameer vanmôre genade. Luister wat sê vers Lukas 23 vers 34. Hy sê Jesus kept saying, Father, forgive them, for they don't know what they're doing. Then they divided his clothes among them and threw the dice. While they were throwing the dice, he said, the Bible says he kept on crying, Father, forgive them. Die woordjie kept on het by my vasgesteek vanmôre. Want jy sien, kind van die Here, ons almal maak foute. As jy nie foute maak, jy steek op jou hand, ek wil sien hoe lyk jy. Wil met jou blad kom skud. Maar weet jy wat, ons almal maak foute. Ons almal val langs die pad. But his blood keep on proclaiming grace upon grace upon grace upon grace. Ek wil vanmôre vir jou sê, he keeps on crying and proclaiming grace. While they were mocking him, he didn't call for vengeance. He called for grace. Vandag nog, kerk van die Here, in hierdie oomblik proklameer die bloed van Jesus genade vir jou en vir my. Jy sien, die eerste proklamasie wat ek wil stil staan vanmôre, is hy proklameer versoening vir jou en my met die Vader. Ag, wie het al dit ervaar? Jy moet nou jou hand op te steek, jy kan self maar net by jouself besluit vanmôre. Jy kry daar wat die vyand vir jou sê, man, jy's nie werd om 'n kind van God genoem te word. Wie dink jy is jy? Maar as jy foute gemaak het, iets gedoen het, dan voel dit jy wil iewers gaan sit. En jy voel, Here, ek is nie werd om 'n kind van God te word nie, wees nie. Die Bybel leer vir my, die verlore seun kom terug met die gedagte in sy kop om vir sy vader te sê, Vader, ek is nie werd om 'n kind van U te wees nie. Maak my net 'n huurling. Ek wil vanmôre vir jou sê, die bloed van Jesus proklameer vanmôre dat ek nie 'n huurling is nie. Die bloed van Jesus proklameer vanmôre dat ek nie 'n slaaf is nie. Die bloed van Jesus proklameer vanmôre vir my en vir jou. Hy verklaar, hy maak 'n standpunt vanmôre om vir jou te sê vanmôre, you've been washed in the blood of the Lamb. Daar's versoening gekom tussen jy en die Vader, en ek kan vanmôre by die Vader, en ek kan uitroep en ek kan sê, Abba Vader, U is my Vader, want die bloed van Jesus proklameer dit vanmôre. Hy sê dit vanmôre, dat ek en jy dit moet hoor. Ek's 'n kind van God, ek het versoening met die Vader vanmôre. Hy proklameer vanmôre vergifnis en verlossing. Efesiërs 1 vers 7 sê, in hom het ons die verlossing deur die bloed, die vergifnis van ons misdade, na die rykdomme van sy genade.
Ek wil vanmôre vir jou sê, maar maak nie saak waarmee jy struggle vanmôre nie. Maak nie vanmôre saak wat se bande jou bind vanmôre nie. Maak nie vanmôre saak wat se verslawings jy het en wat se kettinge jou vanmôre bind nie. There's power in the blood of Jesus. Daar's vanmôre krag in die bloed van Jesus Christus om vir jou 'n ewige verlossing te bring. God vergewe nie net jou sondes nie. Hy maak jou skoon vanmôre. Die bloed verklaar vanmôre. Hy proklameer vanmôre dat jou sonde vergewe is. Maar meer as dit vanmôre, verklaar die bloed van Jesus en proklameer die bloed van Jesus vanmôre dat hy jou wil losmaak. Hy wil jou vrymaak. Hy wil vanmôre kom en hy wil elke ketting wil hy breek in die naam van Jesus. Want die bloed van Jesus het die krag om elke ketting te breek en elke band te breek vanmôre wat jou vanmôre kan vashou. Daar's verlossing en daar's vergifnis by die bloed van Jesus. Satan will try everything to ruin our faith. Come on, wie weet waarvan praat ek? He will try everything he can so that you must lose your faith. He attacks us time after time after time. But I have a message for you today. The blood proclaims today that there's power in the blood and we will win the Satan because of the blood of Jesus. Revelation 12 verse 10 said, Then I heard a loud voice in heaven saying, Now the salvation, the power, the kingdom of our God and the authority of the Messiah has come. The one accusing our brothers and sisters, the one accusing them day and night in the presence of God has been thrown out. Ek wil vanmôre vir jou sê, die duiwel is nie meer in die hemel nie. Hy het nie toegang tot die hemel nie. Die bloed van Jesus het toegang tot die hemel. Dan sê hy, they won the victory over him because of the blood of the Lamb. Satan will try everything in his power. Die Bybel sê hy loop rond so brullende leeu en hy kyk wie hy kan verslind. Ek wil vanmôre vir jou sê, man, hy wil alles op jou kom plakke. Hy wil jou gedagtes negatief maak. Hy wil vanmôre vir jou sê jy is nie werd om 'n beter lewe te hê nie. God wil vanmôre vir jou sê ek het vir jou meer as dit. Die bloed proklameer vanmôre oorwinninge. Die bloed proklameer vanmôre there's power in the blood against Satan. Ek wil vanmôre vir jou sê kerk van die Here, die bloed proklameer vanmôre vir jou dat daar werklik waar oorwinning oor elke werk wat die vyand is. Die Bybel sê ek het julle die mag en die autoriteit gegee om op die slange en skorpioene te trap en oor elke werk van die vyand. Dis wat die bloed vanmôre proklameer, kerk. He proclaims victory. Victory in Jesus, my Savior, forever. Hy proklameer vanmôre dat ek nie 'n weggooi kind is nie. Hy proklameer vanmôre ek is nie sommer hier jy nie. Maar hy proklameer vanmôre dat ons is konings en priesters vir God. Ag sê net vir iemand naby jou, ek's 'n koning en 'n priester. Luister wat sê die Bybel. Openbaring 5 vers 9, toe sing hulle 'n nuwe lied. Jy moet vir ons 'n lied skryf hieroor. U is waardig om die boeke te neem en die seels oop te maak, want u is geslag en het vir ons met God gekoop uit elke stam en nasie, volk en taal. En u het ons konings en priesters vir ons 'n God gemaak en ons sal as konings heers op aarde. Come on, hoor vanmôre, ons sal as konings heers op aarde. Ek wil vanmôre vir jou sê, kerk van die Here, die vyand het geen vashou op my meer nie. Hy het geen plek op my meer nie. Ek luister nie meer na sy stories nie, because I'm a king, I'm a prince, my father is the king of kings and the Lord of lords, and he's given me the authority to rule over every work of Satan. Besef jy vanmôre kerk,
wie hy is. Ag, kan ek net 'n bietjie amen kry? As ons net vanmôre kan besef, Here, daar's 'n proklamasie wat vanmôre uitgaan. Nie 'n proklamasie van een of ander politieke party nie. Nie 'n proklamasie van een of ander idol nie. Nie 'n proklamasie van een of ander ster iewerster nie. It's a proclamation of the blood of the King of Kings and the Lord of Lords. And the proclamation is a proclamation of grace. One of the greatest things the blood proclaims is the eternal inheritance with God. Ek is wedergebore en ek gaan vir ewig lewe. Daar's 'n koortjie wat ons altyd gesing het. Hy sê dit laat my so lekker sing. Dit laat my so lekker sing. My sonde is vergewe en ek gaan vir ewig lewe. Dit laat my so lekker. Dit laat my so lekker. Dit laat my so lekker sing. Ag, sing dit saam. Dit laat my so lekker sing. Dit laat my so lekker sing. My sonde is vergewe en ek gaan vir ewig lewe. Dit laat my so lekker. Dit laat my so lekker. Dit laat my so lekker sing. Ek wil vanmôre vir jou sê, kerk van die Here, ek het 'n ewige lewe. Wanneer ek my kop hierdie kant neerlê, dan sit ek 'n tree ore na die ander kant toe. By my Vader sal ek lewe. In die paradys sal ek wees. Saam met Jesus op die troon sal ek psalms sing en ek sal juig en jubel, want die woord van die Here sê die bloed verklaar vanmôre. Hy proklameer vanmôre, jy het 'n ewige lewe vanmôre, kerk. Hebreërs 9 vers 15 sê, hy sê for this reason, he is the mediator of a new covenant. That's so that death having taken place for redemption of our transgressions under the first covenant and called might receive the promise of a new eternal inheritance. Jesus sê so mooi vir sy disippels. Hy sê ek gaan om vir julle plek te berei. Hy begin, hy sê daar's baie wonings in my Vader se huis. Hy sê ek gaan om vir jou plek te berei. En as ek gegaan het, dan kom ek weer. Sodat jy kan wees waar ek is. Jy sien vanmôre proklameer die bloed van Jesus dat hy nie vergeet van my nie. Terwyl hy besig is om vir ons plekke voor te berei, het hy nie vergeet van ons nie. Hy sê ek het julle nie as wese agtergelaat nie. Die bloed proklameer vanmôre vir my en vir jou, daar word vir my 'n plek voorberei. Ag, ek het nou reg praat ek en iemand oor dit. En die ou sê vir my, sê ja, dis nou al 2000 jaar wat die Bybel sê ek gaan vir jou plek om voor te berei. Ek sê Pel, het jy al gedink as God die hemel en die aarde en alles in 7 dae kon doen, het jy gedink hoe gepas 'n mens en bou hy vir my? As hy 2000 jaar besig is met hom. Ek wil vanmôre vir jou sê, kerk van die Here, ek het vir jou nuus. Ek het vir jou 'n goeie boodskap van die Here vanmôre. Die bloed proklameer vanmôre vir jou en vir my genade op genade. Ek wil vanmôre vir jou sê, kind van die Here, dit wat jy nodig het. Hy sê hy het arm geword sodat ek ryk kan wees. Hy was eensaam sodat ek nie eensaam hoef te wees nie. Die bloed proklameer vanmôre vir my dat ek en jy het meer as wat ons eers aan kan dink vanmôre. Alles wat jy vanmôre van God begeer, maak nie vanmôre saak wat dit is nie, of dit geestelik of materieel is, finansiëel, liggaamlik, maak nie vanmôre saak nie. Hy proklameer vanmôre, there's power in the blood. Hy proklameer vanmôre nog steeds, deur sy wonde het daar vir my genesing gekom. Dalk sit jy vanmôre hier met 'n pyn in jou liggaam.
'n krankheid in jou liggaam, ek wil vanmôre vir jou sê, my God is in staat om vanmôre siekes te gesond te maak. Dooies op te wek. En dis wat die bloed vanmôre proklameer, dis wat hy verklaar vanmôre. Ek wil sluit vanmôre met die 25ste vers van ons geleesde gedeelte. Hy sê, en by Jesus, die middelaar van die Nuwe Testament, die bloed van die besprenkeling, wat van beter dinge spreek, as van dit van Abel. Hy spreek vanmôre baie beter dinge, kerk. Hy spreek vanmôre vryheid. Jy's net die kerk vanmôre om te hoor, jy hoef nie 'n sit en opstaan lewe te lei nie. Jy's nie die kerk vanmôre, dat jy kan hoor vanmôre, jy is nie vanmôre 'n weggooi kind nie. You don't have to survive, you can thrive. God wil hê jy moet vanmôre 'n volle lewe hê. Hy sê die vyand het gekom om te steel en te slag en te verwoes, maar ek het gekom sodat jy lewe en lewe in oorvloed kan hê. Hy sê vir hierdie doel het die seun van die mens verskyn om die werke van die vyand te verbreek. Kom ons sluit ons oë asseblief. There is still power in the blood. He didn't lose his power. The same blood that was shed 2,000 years ago is the same blood that is available for you today. Ek weet nie vanmôre waarmee jy stoei nie. Ek weet nie vanmôre wat jou krisis nie. Ek weet nie vanmôre wat jou hartsbegeertes nie. Of jou gebed. Of ek ken nie jou trane wat val nie. Maar God ken dit. En sy bloed roep vanmôre na jou. En hy sê there's power in the blood of Jesus. For anything you need. Enigiets wat jy vanmôre nodig het, there's enough power in the blood. It's not a dried up blood. It's a living blood. Dis vanmôre bloed wat lewe tot in ewigheid. Net daar waar jy sit vanmôre, as jy vanmôre sê, Here, ek proklameer die bloed van Jesus oor my omstandigheid nou. Steek net jou hand so na die hemel toe en hou met vir 'n oomblik daar. Sê net, Here, ek pleit die bloed van Jesus. Ek smeer die bloed van Jesus. Ek proklameer die bloed van Jesus vanmôre oor elke situasie in my lewe. Elke omstandigheid in my lewe, Here, proklameer ek vanmôre die bloed van Jesus Christus. Here, soos wat ons vanmôre in hierdie plek sit, elkeen wat sy hand opgesteek is vanmôre, bid ek in die naam van Jesus, dat u bloed vanmôre die proklamasie in hulle ore sal laat weer galm, Here. Ek bid vanmôre, Here, dat hulle die proklamasie vir die antwoord op hulle probleem vanmôre in hulle ore sal hoor. Ek bid vanmôre dat die krag van die bloed van Jesus vanmôre deur elkeen vloei, soos wat hulle in die plek sit, Here, van hulle hoof tot by hulle voetsole vanmôre. Here, dat u vanmôre elkeen vanmôre sal toebedeel met die krag en met die heerlikheid wat vanmôre in die bloed van Jesus kom. Ek proklameer vanmôre die bloed van Jesus oor elke situasie, elke omstandigheid, elke siekte, elke krankheid, elke finansiële krisis, elke emosionele krisis vanmôre. Ek verklaar ek vanmôre, Here, en ek proklameer vanmôre die bloed van Jesus
Satan, the blood of Jesus is against you. I want to proclaim today, Satan, the blood of Jesus is against you. You lost through the blood of Jesus, Satan. And there's victory for us. In Jesus' name. Ek bid vanmôre, Here, dat U nou elkeen sal toebedeel met U krag. Soos wat hulle hier vanmôre sit, Here, dat hulle in hierdie oomblik sal ervaar hoe die bloed van Jesus nou uitroep oor elke situasie. Hoe die bloed van Jesus vanmôre elke werk van die vyand wegjaag en uitkanselleer. Dat hulle in hierdie oomblik sal ervaar nou, Here, hoe die bloed van Jesus vir hulle oorwinning gee. Nie net vir vandag nie, Here, maar 'n oorwinning wat kan aanhou en aanhou en aanhou. Ek vra dit in die kosbare naam van Jesus. En ek dank U daarvoor. Amen en amen. Wat 'n voorreg om vanmôre aan die tafel van die Here te kan kom sit. Ek wil maar net sê wat ek altyd sê, dis nie vanmôre die tafel van een of ander kerk nie. Dis nie 'n tafel van een of ander denominasie nie, dis ook nie een of ander dogma nie. Dis vanmôre die tafel van Jesus. En ek wil elkeen van u nooi om aan hierdie tafel te kom sit. Dat wanneer ons aan hierdie tafel sal sit vanmôre, dat ons sal weet dat die bloed van Jesus proklameer elke oomblik van die dag vir ons oorwinning. Shamaine, Desiree, Melanie, kom help my by die tafel asseblief. Die Bybel sê die nag waarin die verraaier die brood geneem en hy het dit gebreek. En hy het gesê, dis my liggaam wat vir jou gebreek is. Ag, kan ek jou vra, steek net jou hand vir 'n oomblik so op en sê net en verklaar dit vanmôre, dit was vir my gewees. Sy liggaam was verbrysel aan die kruis van Golgotha. En daarna het sy bloed gevloei, kerk van die Here, om vir my en vir jou vanmôre oorwinning te kan bring. Paulus skryf, hy sê ek is meer as 'n oorwinnaar deur Christus Jesus wat my die krag gee. En wanneer ek vanmôre hierdie druiwesap gaan drink, dat ons vanmôre sal sê, Here, there's power in the blood of Jesus. Ek wil hê met vanmôre wanneer jy hierdie druiwesapie drink, dat jy vanmôre sal sê, Here, dat die bloed van Jesus vanmôre deur my vloei. Dat ek vanmôre sal ervaar die krag van die bloed van Jesus. Vader, ek bid vanmôre vir hierdie tafel. En ek vra vanmôre, Here, dat U dit aan ons sal kom seën vanmôre. Elkeen wat dit gebruik, Here, elke man en vrou, seun en dogter wat vanmôre aan hierdie tafel sit, Here, dat hulle die krag van God sal ervaar wanneer hulle aan hierdie tafel sit, because there's power in the blood of Jesus. En Here, wanneer hulle die nagmaal gebruik, dat hulle sal ervaar hoe elke las van hulle skouers afval. Hoe die vrede en die liefde van God wat alle verstand te bowe gaan, van hulle besit neem, Here. Ek vra dit in die kosbare naam van Jesus. En ek dank U daarvoor. Amen en amen. Neem eet. Dit is sy liggaam wat vir jou gebreek is. Jesus die nagmaal instel, het hy dit nie korporatief ingestel nie. Hy het dit individueel ingestel. Hy sê dit was vir jou gewees.
While he was on the cross, you are in his mind. Toe hy die kruis van Golgotha sterwe, het hy reeds jou naam geken. En het hy reeds geweet wie jy is. Het hy reeds geweet wat jy nodig gaan hê vir môre. Op hierdie 4de Mei 2025 het God klaar geweet wat jy nodig gaan hê. Dit het nie vir hom gekom as 'n verrassing. Ag, ek wil vanmôre vir iemand in hierdie plek sê, jou krisis wat jy in sit, is nie 'n verrassing vir God nie. Hy het geweet. Hy het geweet dit kom. Maar hy roep jou vanmôre om hom te vertrou. Daarna die bloed wat vir elkeen van ons uitgestort is. Die bloed wat vanmôre proklameer. Die bloed wat vanmôre verklaar. Ek is 'n kind van God. Die bloed wat vanmôre verklaar, my sonde is vergewe. Ek het vergifnis deur Jesus. Die bloed wat vanmôre verklaar, my naam is geskrywe in die boek van die lewe. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Praat niemand vanmôre sal verbygaan nie, maar dat elkeen vanmôre aan die tafel sal sit. Ek vra dat elkeen vanmôre sal sê, Here, ek wil deel wees. Die Bybel sê in Johannes 6, hy sê hy wat nie deel het aan die tafel nie, het nie deel aan Jesus nie. So ek wil vra vanmôre dat jy aan die tafel van die Here sal sit.
oorgeslaan is, steek asseblief jou hand op en ons wil graag by jou uitkom. Daar is ons maar oorgeslaan. René. Kom ons staan op ons voete asseblief. Jermaine, sal jy vir die Here dankie sê vir die tafel? Amen. Baie dankie. Net so vinnig, ek wil u tog weer bemoedig, ek het die video op die groep gesit, dat u sal onthou om te bid, 8 tot 9 as jy nie daai tyd kan bid nie, is reg, dan bid jy ander tye, maar ons probeer 8 tot 9 in die aand, probeer ons bid, en daai tyd bid ons net vir herlewing, ons bid dat God kettinge en bande breek, en ons bid vir die uitstorting van die Heilige Gees in ons gemeente, ons bid dat God op 'n bonatuurlike wyse op ons gemeente kan gaan toesak, en weet jy wat die terugvoer wat ek kry is eintlik fenomenaal met wat God al reeds mee besig is. Daar's mense op Facebook wat my sal bel en vir my sê, weet jy wat, terwyl ek op my bed sit, toe raak God my aan, terwyl ek na die video kyk. Mense wat genees word, terwyl hulle na die video kyk. Mense wat vrykom, terwyl hulle na die video kyk. Mense wat terugkom en my sê, weet jy wat, ek ervaar die krag van die Here asof ek in daai plek is. So ek wil vanmôre vir u sê, moenie moed opgee nie, asseblief, ons hou aan, bid, sê 8 tot 9 uur elke aand, en Woensdae is ons vasdag, ons vas van Dinsdag aand son onder tot Woensdag aand son onder, en weer eens ons vas vir herlewing. Prys sy naam. Kom ons staan so, dan sluit ons in hierdie diens af. Vader, baie dankie vir hierdie kosbare tyd wat ons saam met u kon spandeer. Ek wil bid, Heilige Gees, dat u die naprediker van hierdie woord sal wees, en dat u vanmôre by elkeen sal stil staan, wat in hierdie plek is, Here, en wanneer hulle uitgaan, Here, dat u saam met hulle sal wees, en dat hulle sal onthou, Here, maak nie saak wat hulle deurgaan in die lewe nie, die bloed verklaar vanmôre oorwinning, in Jesus naam. Ek vra dat die engele gaan ons bevel gee, om voor ons uit te trek, ons agterhoede te wees, en van alle kante af in te sluit, Here, en aan u kom toe die lof en die eer, en die aanbidding van ons hart, en die gemeente sê amen, en amen. Die Here seën, gaan in vrede, groet ten minste 10 mense voor u gaan.